Goeiemôre almal. Dis baie lekker om saam met julle te wees en dis lekker om nog steeds hierdie diens saam met julle te kan doen. En ek is jammer ek is nou nie fisies daarso in persoon nie en ek kan nou nie saam met julle sing en saam met julle hierdie geleentheid geniet nie, maar ons sing saam. Ek het die geleentheid en die voorreg om net so 'n bietjie op vakansie te gaan en dis nou die enigste Sondag wat ek beloof ons hierdie Desember gaan mis. Ons is volgende week terug en ons gaan volgende week aangaan met ons dienste en soos ek beloof het, ons dienste gaan nie ophou nie. Ons het elke Sondag Desember het ons 'n diens en ek wil net dankie sê dat elkeen van julle hier is vandag, dat elkeen van julle gekom het en dat ons nog steeds hierdie diens saam kan geniet. En ons het 'n lekker diens vandag. Ons gaan lekker saam sing, ons gaan skrif lees en ons gaan 'n lekker Kerssangdiens doen. Ons gaan 'n lekker Kersfeesdiens doen. Ek weet dit is nou nog nie Kersfees nie, maar ek sien so uit na vandag se diens saam met julle. Kersfees is 'n verhaal in 4 verskillende bewegings. Nou, ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Dis 'n goddelike simfonie van genade. En vandag, soos ons saam sing en soos ons saam lees, beweeg ons deur hierdie 4 gedeeltes, soos ons deur die skrif gaan. En die eerste gedeelte, ons gaan kyk na hierdie gedeeltes, maar dis God kom. God kom na ons toe. God raak ons aan. God verander ons. God lei ons verder en verder na sy koninkryk toe. En elke lied, elke teks, elke flikkerende kers vertel die groter verhaal. Immanuel, God is met ons. En dis my boodskap vandag, dis my hart vandag, is dat elkeen van julle sal ervaar en beleef en besef, God is met ons. En selfs die liedjie wat ons nou gesing het, oor die goeie tyding. Ons begin die evangelie met goeie nuus. Nie gerugte nie filosofie nie menslike pogings nie, maar goeie tyding. God self bring vir ons hierdie boodskap van hoop, hierdie boodskap wat hy vir ons het, om te sê, hy is op pad, hy is hier, hy gaan saam met ons wees, hy het aarde toegekom vir my en vir jou. En ek wil hê julle moet saam met my deur hierdie skrif gaan. Lees saam met my hier in Matteus 1. Ons gaan heel terug gaan na Matteus toe. En weer eens, ons is besig deur die evangelies van God. Ons het verlede week het ons gaan kyk na die kruisiging van Jesus. Ons het gaan kyk hoe is Jesus gekruisig en net dit wat die Here vir ons gegee het, dit wat hy vir ons kom doen het hier op aarde, om gekruisig te word vir my en vir jou sondes. Maar iets net so groot soos die kruisiging is die feit dat Jesus het aarde toe gekom. God het gesê, weet jy wat, kom ek stuur my enige gebore seun om aarde toe te kom, om gekruisig te word vir my en vir jou. Maar hierdie storie van Jesus se geboorte, hierdie storie van Kersfees, is vir my so besonder, is vir my so mooi. En kom ons lees gou hierso. Matteus 1 vanaf vers 18. Hy sê, die geboorte van Jesus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hy voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. So hier's 'n groot belofte wat die Here vir ons sê. Hy sê, en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. En luister jy, dit is as dit vertaal word God met ons, Immanuel,
God is met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie bekend totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Maria is swanger, die dorp praat, sy eer, Josef se eer is op die spel hierso. Hy voel verward, onseker, moontlik seer gemaak oor, want onder hier is 'n groot ding wat nou besig ons gebeur, in daai tyd erg gelowig is, sê soos ons vandag, ons mense van vandag wat rondslaap en saam bly en al hierdie goeders nie, van dit is sonde. Hulle het hierdie baie ernstig gevat. En hier kom hy het 'n maagd verloofde, en sy kom vertel vir hom, luister Josef, ek is swanger, en so dis 'n verwarring vir hom, dis 'n onsekere oomblik vir hom, en hoogwaarskynlik 'n bietjie seer gemaak, want kan jy jouself gou indink hoe Josef moes gevoel het, toe Maria na hom toe gekom het en gesê het, ek is swanger, nie deur 'n mens nie, maar deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees het my kom swanger maak. So hier's hierdie oomblik van menslike vrees, menslike verwarring, wat Josef hier ervaar. En ek kan verstaan, hy wil nie by haar gebly het, hy wil nie saamdag wees nie, want dis 'n belediging tot sy naam, dis 'n belediging tot sy familie se naam, is om 'n vrou te hê, wat swanger geraak het, voordat julle trou, en dis hoekom Josef in die stilte met haar wou geskei het, en hy wil vir haar die teleurstelling, hy wil vir haar die geleentheid gegee het om 'n skoon afbreek te gemaak het, en dat hy ook sy pad kan gaan, en haar altyd se reputasie en haar altyd se naam sal nie besmet word nie, want onthou, ons lewe nog in die Ou Testamentiese wet hierso. So, sy sal hoogwaarskynlik in die middel van 'n kring moes gestaan het, met al sy familie en al sy familielede, en hulle sou haar moes gestenig het, hulle sou haar met stene moes doodgegooi het, want dit is die wet gewees, as jy rondloop en swanger raak, en jou man verneek, dan is dit die pad wat sou moes geloop geword het. So Josef probeer haar lewe vir haar te red, Josef probeer hierdie teleurstelling in die dorp te verbeter, as ek dit so kan sê. Maar in hierdie oomblik van menslike vrees, van verwarring, kom God. En God kom sê vir Josef, moenie bang wees nie. Met daardie woorde word hierdie eerste straal, hierdie eerste Kersfees liggie, in 'n oomblik van donkerte ingebring. Die wêreld, die donkerte van hierdie wêreld, kry hierdie Kersfeeslig, hierdie Kersfees, 'n kersie wat aangesteek word, en daar word lig in hierdie donkerte ingebring. En wat vir my so mooi is met hierdie hele storie is, God stap direk in ons vrees in. God kom daar waar jy op jou bangste is. Josef was bang, hy was ongelooflik bang geweest, en God stap in sy vrees in, en waar jy nie antwoorde het nie, het God antwoorde. Josef het nie 'n antwoord gehad nie, Josef het nie, hoogwaarskynlik nie 'n gedagte gehad van, wat moet ek doen nie, en hier kom die Here, en die Here kom gee vir hom 'n antwoord, die Here kom tree in sy moeilikheid in, hy tree direk in sy vrees in sy onsekerheid in, kom die Here hierso, en dis my so mooi, waar ek en jy onseker is hy seker. Waar ek en jy onsekerheid oor die wêreld het, onsekerheid oor ons toekoms het, oor onsekerheid van wat ons volgende moet doen, kom die Here, en die Here sê, weet jy wat, ek is seker. Ek is seker wat hier moet gebeur. Ek is seker wat volgende moet gebeur. En hierdie naam Jesus, is die sleutel vir hierdie hele storie. Dis my so mooi. Hy kom, die engel kom praat met Josef, en hy sê, jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Dis 'n profesie titel, Immanuel, God met ons. Immanuel, God met ons. Dit beteken,
God het nie van ver af advies gegee nie. God het nie 'n WhatsApp gestuur nie. Niks van daai goed is nie. Nee. God het nie van ver af hierdie boodskap gestuur nie. God het nie hier van 'n afstand af of van een kant af gekom en gesê, maar okay, julle sterkte daaronder nie. Hy het nie 'n engel telegram gestuur of 'n adviesbrief gestuur nie. Hy het nie hier van die verte af na ons gekyk en gesê, okay, julle is nou besig met moeilikheid, julle is nou besig met sonde en al hierdie goeie, so ek het nie hoop vir julle nie, so doen nou maar net julle ding. Hy het nie dit gedoen nie. Nee. God het besluit, ek kom self na julle toe. Ek gaan self by julle wees. So wanneer jy soms voel die lewe maak nie sin nie. Wanneer jy voel dinge loop net anders as wat jy verwag het. Wanneer jy bekommerd is oor jou toekoms. Kom Kersfees in God en hy sê, hierso, ek is met jou. God is met jou. En dit is my so mooi van hierdie woord Immanuel, hierdie naam Immanuel. Dit dra soveel krag. Daar soveel by dit by om te sê, Immanuel, God met ons. Dis my so mooi. En hierdie liedjie wat ons nou gaan sing, ons gaan nou weer 'n liedjie sing. So dit gaan lekker wees vandag. Ons gaan preek en ons gaan sing, ons gaan preek en ons gaan sing. Maar hierdie liedjie wat ons nou weer gaan sing, die reis die engel lied. Hierdie lied dit stel ons op so mooi vir die volgende groot toneel wat gaan gebeur. Die hemelse aankondiging van die grootste geboorte in geskiedenis. Dis die volgende ding, dis wat ons nou gaan kry, want hier is Josef. Josef het 'n warrelwind van emosies gehad. Josef het deur dit gegaan. Dit is vir hom 'n nuwe ervaring, hierdie is vir hom nie, sy vrou is swanger, sy vrou mag nie swanger wees nie. Dis teen die natuur, 'n kultuur gewees, en dis teen die natuur gewees, want hoe is hierdie vrou swanger? Sy het nie sy het nie 'n mens saam met haar gehad nie. En wat vir my so mooi is, van hierdie eerste gedeelte, voor ons nou van die volgende liedjie toe gaan, wat vir my so mooi is van hierdie eerste gedeelte is, hier kom God in sy verwarring, want hy wou haar gelos het, hy wou gegaan het, hy wou die pad gevat het, en hier kom God en sê, nee, moenie gaan nie, hierdie is my plan, ek het 'n plan. Vertrou my plan, vertrou die proses, vertrou wat volgende gaan gebeur. Ons kom by hierdie volgende gedeelte, en hierdie volgende gedeelte is vir my so mooi, want God bring vir elkeen van ons hoop. God bring vir ons almal hoop. Ja, lees saam met my, ons gaan hierso in Lukas 2 vanaf vers 1, lees gou hier saam met my, ons gaan kyk gou na die geboorte van Jesus. Lukas 2 vanaf vers 1, hy sê, en in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius, gouverneur van Sirië was, en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie land toe. En Josef het ook opgegaan na Galilea, uit die stad van Nasaret, na Judea, na die stad van Dawid, van Bethlehem, wat genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was. En, hierso, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. Ons het nou uitgevind wat daar gebeur het. En en terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar, en sy het haar eerstegebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Vers 8. En daar was ons gaan nou verder gaan, en daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly het, en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die
maker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse skare, en se leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense en welbehaag. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Die tweede beweging wat ons nou in beweeg is dit bring ons na 'n nederige stal in Bethlehem. Die wêreld se mag het sy eie planne. Die mense van die wêreld het hulle eie planne, en hier word hierdie sensus deurgeplas deur die keiser, en hy wil net mag gehad het. Hy wil mag gehad het, hy wil mag gewys het. So dis chaos. Dis 'n chaos van reis, want ek kan myself net indink hoe dit moes gelyk het daar in die woestyn, net 'n klomp mense, 'n klomp families wat oral rond beweeg. So dit was absoluut chaos geweest. Vol herberg geweest, politieke spanning geweest. Maar God werk nie deur paleise nie. God werk nie van 'n paleis af nie. Hy werk deur eenvoud. So maklik as dit. God werk deur eenvoud. Die verlosser word gebore in 'n krib. Kan jy jouself net gou indink, die verlosser word gebore in 'n krib. Dan breek die hemel oop van 'n paar eenvoudige herders. Kan jy jouself net gou dink, die laaste mense wie jy sou verwag het, wat God sou gekies het, die laaste mense wat ek sou verwag het, wat by die Here sou opgedaag het, die seun van God, ons koning, ons verlosser, is herders, skaapwagters. En God, dit is my so mooi, want God het vir Jesus gestuur om ons herder te wees, en hier kom die Here en hy stuur herders. Die hemele gaan oop, die mense sing, en die engele sing, en alles vir herders om te sê, gaan na Jesus toe, gaan vertel vir die wêreld van Jesus. Hy sê, ek bring julle 'n goeie nuus van groot blydskap, wat vir alle mense bestem is. Dis vir almal, nie net vir die elite, nie net vir die groot en die rykes nie, nie net vir die geleerdes nie net vir die kerkmense nie. Hierdie boodskap, hierdie mense, hierdie wat nou na julle toe kom, dit is vir almal. En dit is hierdie hart van Kersfees wat ons nou ervaar. Hierdie hart wat ons nou ervaar in hierdie tyd. God kom na die gewone mens toe. Dit is my so mooi. Die herder se reaksie is vir my so voorbeelding van wat ons moet wees, hoe ons moet wees. Hulle glo die woord van die Here. Die Here kom spreek met hulle, en hulle glo die woord van die Here. En hulle vat hulle goed, en hulle gaan met spoed. Hulle het met spoed gegaan, hulle het vinnig die Here gekry, hulle het vinnig vir Maria en vir Josef en vir Jesus gekry. Hulle vind die kind van God. Hulle vind hierdie babietjie wat die verlosser is. Hulle gaan uit en hulle gaan vertel vir almal. Hulle gaan vertel, hulle gaan verkondig, hulle keer terug met lof in hulle harte. Van bang herders word hulle die eerste evangeliste, hulle word die eerste sendelinge. Daar is iets in die teenwoordigheid van Jesus wat die bangste mense die dapperste mense maak. Dis my so mooi. Dis my so mooi wanneer ons na hierdie gedeelte gaan kyk.
En my so mooi, wanneer ons na die geboorte van Jesus gaan kyk. Hier is hierdie herders, doodgewone mense, doodgewone mans, wat hoogwaarskynlik niks van hierdie verwag het, wat hoogwaarskynlik nie geweet het waarna toe hulle vandag gaan nie, wat met hulle vandag gaan gebeur nie. Hulle sou net na skape gekyk het. Dit was die hele doel van hulle lewe gewees, is kom ons kyk na hierdie skape, maar seker niks gebeur met hierdie skape nie. En hier kom hierdie boodskap, die engele gaan vir hulle oop, want die Seun van God is gebore, ons verlosser, ons Jesus, hy is gebore. Dit is my mooi. Ons gaan weer nou in 'n tyd van sang ingaan en luister na hierdie liedjies wat ons gaan sing. Ons herders op die oop velde, 'n lied van mense wat niks gehaat het niks gehad het nie om vir God te gee nie. Hulle het niks gehad om vir God te gee nie. Hulle het niks gehad om vir mense te gee nie. Hulle is herders. Hulle kyk na skape en net hulle eenvoudige aanbidding, gehoorsaamheid. En dan die volgende liedjie wat ons sing, kom herwaarts getrou is, oproep aan elke gelowige. Kom, laat ons aanbid. Kom, laat ons in hierdie oomblik ingaan, dat ons hierdie oomblik gebruik en ons aanbid vir God. Hier lees ons en ons besef en ons leer nou hiersom, God roep elke nasie, God roep die nasies. Lees gou hierso saam met my. Ons is in Matteus 2 vanaf vers 1. Hy sê, en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom, en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien gekom om hulle hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerders van die volk bymekaar gelaat kom en hulle by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volsterk, nie geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan dan noukeurig, ondersoek na die kleintjie, en as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met groot blydskap verheug en hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria sy moeder gevind en neergeval. Luister hierso, hulle het gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenk, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Nou verander ons toneel heeltemal. Ons toneel verander nou hierso na die oostes toe. Die wêreld buitekant Israel. En hier is hierdie wyse manne wat 'n ster gesien het en hulle volg hierdie ster. En dis maar altyd so interessant as ek na hierdie gedeelte luister, want my vraag is, hoekom het die Here 'n ster gebruik? Ek weet dat dit nou nie Garmin's gehad en GPS gehad en al daai dinge gehad, maar hoekom sou die Here 'n ster gebruik? En dis my so mooi, want God praat die taal wat ek en jy verstaan. Dis hoe God met ons praat. God praat met ons die taal wat ek en jy verstaan. Herders het engele, hulle het die taal van, hulle het engele geken, hulle het gebid. Die engele is wat vir hulle die meeste sin kon gemaak het, is wat hulle sou geglo het. En wyse manne, hulle het die sterre geken. Hulle het presies geweet hoe lyk die sterre en hoe lyk die ruimte en wat is wat. So 'n buitengewone ster sou hulle aandag getrek het.
vir my en jou, God praat wat ons hart kan hoor. God praat met ons en dit wat ons hart hoor. Ek weet, vir jare lank vir my was dit sport geweest. God het met my gepraat deur sport. God praat met my deur ander mense, want ek is verskriklik lief vir ander mense. Ek is verskriklik lief vir mense, en God praat met my deur mense. En hier's 'n paar dinge wat vir my uitstaan en wat ons regtig kan leer wanneer dit by die wyse manne kom. Die eerste ding is, die wyse manne het vir ons geleer, ons moet doelbewus vir Jesus soek. Hulle reis ver, hulle het verskriklik ver gereis, met moeite, met tyd, met onkostes gewees. Dit was nie 'n vernietrip gewees vir hulle nie, maar hulle wys vir my, dat hulle doelbewus vir Jesus gaan soek. Niemand vind vir Jesus toevallig nie. Jy kan nie toevallig oor Jesus kom nie. Nee. Hy word gevind deur diegene wat soek, deur die mense wat soek. Ons lees dit in die skrif. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Vra en vir jou sal geantwoord word. Soek en jy sal vind. Dis wat die skrif vir ons deurgee. So dis nie dat ons per ongeluk oor Jesus gekom het. Nee. Ons ontmoet nie vir Jesus per ongeluk nie. Jesus kom nie per ongeluk oor ons pad nie. Nee. Die Here beplan dit. Dis alles in God se wil, dis alles in God se plan. Dit word uitgelê, dit word beplan. Ek en jy ontmoet, ons het vir Jesus doelbewus ontmoet, en dis wat hier gebeur het. En wat vir my so mooi is van hierdie gedeelte, toe hulle hierdie ster sien, toe hulle hierdie buitengewone ding sien, toe hulle hierdie teken sien, wat hulle geweet het, hier word met ons gepraat, en hulle ontvang die boodskap van die pasgebore baba, hulle ontvang hierdie boodskap van die koning, en hulle gaan soek vir Jesus doelbewus, hulle deur die land gegaan, om uit te vind, waar is Jesus, en dis die boodskap vir my en jou ook. Ek en jy moet doelbewus vir Jesus gaan soek. Ons moet doelbewus vir God gaan soek, en in die skrif gaan, ons moet die Bybel vat, en ons moet hom gaan soek, ons moet die Here gaan soek, ons moet hom doelbewus gaan soek, en wanneer jy hom soek, sal jy hom vind, jy sal hom kry. Wat vir my so mooi uitstaan, die tweede gedeelte, en die tweede ding wat ons hierso van hierdie wyse manne leer, is toe hulle Jesus gevind het, wanneer hulle hom gesien het, wanneer hulle in sy teenwoordigheid was, al was hy 'n babietjie gewees, maar toe hulle in sy teenwoordigheid kom, toe hulle hierdie baba sien, en hulle sien Jesus Christus, hierdie baba, die verlosser, die koning, hulle het voor hom neergeval, hulle aanbid hierdie kind, nie net na hom gekyk en hom bewonder nie, maar hulle onderwerp hulle self aan die kind. En wanneer ek en jy vir Jesus ontmoet, wanneer ons vir God ontmoet, dan val ons neer. Ons val neer in sy aangesig, in sy teenwoordigheid. Want dit is 'n groot oomblik, wanneer ek en jy werklik, waarlik, tot bekering kom. Ons lees dit so baie in die skrif. Elke liewe persoon in die skrif, wat 'n ontmoeting met God gehad het neergeval voor die aangesig van die Here. Hierdie manne, hulle onderwerp hulle self. Hulle verneder hulle self in die teenwoordigheid van 'n God, van ons God, van die enigste God. Wanneer ek en jy in die teenwoordigheid van God kom, dan verneder ons onsself. En ons onderwerp onsself aan die gesag van God. Dit is my so mooi. Ons het verlede Woensdag Bybelstudie gehad by die kerk, en Woensdag aand, toe ons as julle op die kerk se groepie is, so julle die boodskappe ontvang het, waaroor ons bid en vir wie ons bid, en toe ons in die oomblik van gebed ingaan, toe gaan almal wat in die kerk gesit het, in daai oomblik Woensdag aand, gaan toe op hulle knieë, en hulle gaan bid, en daar staan 'n seentjie langs my, een van die mammas se seun wat by die kerk was, en hy kom staan langs my, hy sê vir my, pastoor, hoekom is almal op hulle knieë? Hoekom is almal plat? En ek sê vir hom, nee, hulle is besig om te bid. Hulle is besig om met die Here te praat. En dit was vir hom so, wow. En dit is so oomblik, want dit vir my ook was 'n groot oomblik geweest, want ewe skielik onthou ek, ewe skielik besef ek, wanneer ons met God praat, wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, dan onderwerp ek myself. Ek val neer, ek verneder
myself. Dis 'n vernedering, 'n taak om op jou knieë te gaan voor die aangesig van God, jou hoof te buig en voor God is dit. En dis wat hierdie manne kom doen. Hulle onderwerp en verneder hulle self. Hulle het nie net daar in bewondering gestaan nie, maar hulle verneder en onderwerp hulle self. En dit is so mooi, want hulle het tot in aanbidding gekom na hierdie kindjie toe, na ons God toe. En die derde ding wat hierdie 3 manne vir my geleer het, en wat hulle vir my wys, is toe hulle in die teenwoordigheid van die Here is, toe hulle in die teenwoordigheid van Jesus, toe hulle hom ontmoet het, toe bring hulle beste. Hulle het goud gebring, goud vir 'n koning, wie rook vir 'n priester, hulle mirre vir sy offer. Hulle het hulle beste gegee. Want ek en jy by die Here aankom, en dit is my die mooiste gedeelte van hierdie, want ek en jy by die Here aankom, moet ons beste gee. Ons moet ons alles gee, want God gee sy beste vir my en jou. God gee sy beste, want hy het sy seun gegee vir my en vir jou, sy beste. En wanneer jy regtig Jesus ontmoet, verander jou lewe. Daar's dinge in jou lewe wat gaan verander. Jou pad, die pad hoe jy gelei word, wanneer jy in die teenwoordigheid van Jesus kom, wanneer jy vir Jesus ontmoet het, die rigting wat jy ingelei word, die manier hoe jy gelei word, dit gaan verander, jou pad gaan verander. Die tweede ding is, jou houding, die manier hoe jy aanbid, die manier hoe jy dinge benader, dit gaan verander. Jy as mens gaan verander, jou prioriteite, jy gee jou beste. Jy gee jou beste vir die Here, jy gee jou beste vir jouself. Wanneer jy regtig in ontmoeting met die Here gekom het, wanneer jy regtig in ontmoeting met Jesus Christus gekom het, dan jou pad verander, jou houding verander, jou prioriteite, al die dinge, hulle alles verander, want dit is ons God, ons ware, ons almagtige God. Lees saam met my in Lukas 2 vanaf vers 21. Kom ons lees hierdie gedeelte, dit is my verskriklike mooi gedeelte. Hy sê, en daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was op hom gewees. Dit is my so mooi. Die Heilige Gees was klaar op hierdie man gewees. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het. So hy het die belofte. Jy sal nie doodgaan voor jy nie vir Jesus Christus, voor jy nie die Christus beleef het en gesien het nie. Vers 27. En hy het deur die Gees in die tempel gekom en toe die ouers die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, so hulle moes dit gedoen het. In vers 28 het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat u, Here, u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het. Want, luister nie, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van 'n volk Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat aan hom gesê is. So hulle daar in verwondering gestaan. Wat is hierdie man mee besig? Wat word van hierdie kind gespreek? En luister hierso, in vers 34, en Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word, en daar so hier is die profesie wat vir hulle gegee word. En dan die tweede gebeurtenis wat hier gebeur, en ontmoet ons vir Anna, vers 36, en daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Neel, uit die stam van Aser. Sy was op baie vergevorderde leeftyd, so dis 'n baie mooi manier om te sê, die persoon was baie oud gewees, baie verder gevorderde leeftyd, sê die skrif ons, en het van haar maagdom af 7 jaar lank
met haar man saamgelewe. En sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar, en so sy vir 7 jaar was sy getroud gewees, sy was 'n maagd gewees, sy was 7 jaar getroud gewees, en nou sy al vir 84 jaar is sy 'n weduwee. So vir 84 jaar is sy 'n weduwee. Vers 37, en sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar, sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien nag en dag, en sy het in dieselfde uur daar gekom, en die Here geprys en van hom gespreek, met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. En toe hulle alles volbring het, wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nasaret, en die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid, en die genade van God was op hom gewees. Hier ontmoet ons vir Simeon, en ons ontmoet vir Anna, twee mense wat lank gewag het. Hulle het lank gewag vir hierdie gebeurtenis. Simeon, hy vat die babietjie en hy hou die baba vas, en sy oë val oor die baba, en hy sê, my oë het die verlossing gesien. My oë het die verlossing gesien. Hy het vir God gesien. Dink gou 'n bietjie daarna. 'n gewone man, 'n doodgewone man, hou die God van die heelal, ons verlosser, hou hy in sy arms vas. Anna, 'n weduwee van 84 jaar lank, 'n weduwee wat God jare lank gedien het, begin dadelik verkondig, hy is die een wat die verlossing gaan bring. Dis my so mooi, want vir ons wat op Here wag, vir ons wat op die Here wag, vir elkeen, vir die mense, vir hulle, vir ons, vir julle wat op die Here wag, God kom altyd op sy tyd. Simeon en Anna herinner ons hierop, God is getrou. God vergeet nie sy beloftes nie. God vergeet nie sy kinders. Hier is aan albei van hulle 'n belofte. Daar's in Simeon 'n belofte gemaak. Jy sal nie die dood ervaar en sien voor jy nie die enige gebore seun van Christus gesien het nie. Daar's 'n belofte vir my en jou. Hier is 'n belofte wat die Here besig is om te maak. Hier is die belofte, hierdie mooi belydenis van wie Jesus is, van wie God hierso is. God is getrou. Hy is getrou. Immanuel, God met ons. God is getrou. Hy vergeet nie die beloftes wat hy gemaak het nie. God onthou die beloftes wat hy gemaak het. God vergeet nie van sy kinders nie. Daar's 'n belofte oor jou lewe gespreek. Daar's 'n belofte oor elkeen van my en jou lewe gespreek. En God het nie daarvan vergeet nie. God gaan nie daarvan vergeet nie. Hy is met jou. Hy onthou vir jou. En daar's 'n belofte wat ek en jy het. Daar's 'n belofte vir elkeen van ons. God het gekom om ons sondes te vergewe. God het gekom om sy kinders te kom haal. Ons gaan in Januarie, wanneer ons terugkom in die nuwe jaar, gaan ons 'n bietjie gaan kyk na die wegraping. Ons gaan kyk na die laaste dae. Ons gaan kyk na die beloftes wat die Here gemaak het vir ons in ons laaste dae, dat hy ons weer gaan kom haal. Dit is my so mooi gedeelte. En hier is my so mooi herinnering en belofte. Nie net word God Jesus die babietjie, en God word hierso erken en bevestig dat hy is die heelal, hy is die enige gebore seun, hy is ons redder en ons verlosser. Nie net word dit hier bevestig deur Simeon en Anna nie, maar dit bring vir ons hierdie boodskap, dit bring vir ons hierdie beeld dat God vergeet nie. God het 'n belofte. God vergeet nie sy kinders nie. God is getrou. Sing hierdie liedjie saam met ons. Kom ons staan. Die Heiland is gebore. Dis 'n lied wat verklaar die redder het gekom. Dis die verklaring wat ek en jy vandag gee. Ons redder het gekom. Amper by ons laaste gedeelte. Ons gaan klaarmaak met hierdie gedeelte in Matteus 2, vanaf vers 13, lees gou hier saam met my. Vanaf vers 13, hy sê, en toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar totdat ek jou sê, want die Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. Hy het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. En hy was
daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word, wat die Here gespreek het, deur die profeet, uit Egipte het ek my seun geroep. Toe Herodes sien, dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword, en gestuur en in Bethlehem, en in Bethlehem en in al die omstreke daarvan, al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, 'n stem is in Rama gehoor, rouklaag en geween en groot gekerring, Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Vers 19, en na die dood van Herodes het daar 'n engel van die Here in 'n droom na Josef in Egipte verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan na die land van Israel, want hulle is dood wat die lewe van die kindjie gesoek het. En hy het opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en in die land van Israel gekom. Maar toe hy hoor dat Archelaus Judea koning was in die plek van sy vader Herodes, was hy bevrees om daarheen te gaan, en hy het 'n goddelike waarskuwing in 'n droom ontvang en na die streke van Galilea teruggekeer. En hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Nazaret, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is, dat hy Nazareer genoem sou word. Dit is my so mooi gedeelte, is hierdie die bevestiging van skrif, die bevestiging van die Ou Testamentiese profeseë wat uitgelees. God lei en God beskerm sy plan. Hier word duisternis sigbaar hierso. Herodes soek die kind en hy wil hom vernietig, hy wil hom tot dood toe bring. Maar God gee weer vir Josef 'n droom. Vlug na Egipte. Ek sal jou sê wanneer jy kan terugkom. En God se leiding is tydelik. God se leiding is tydelik. Ek en jy gaan deur moeilike tye gaan. Ek en jy gaan moeilike tye ervaar. Maar God se leiding is tydelik. God se beskerming is perfek. God se beskerming is absoluut perfek. So, dit is wat ons hier kry. God se beskerming is perfek. God se leiding is tydelik. Nie eers 'n koning kan God se plan keer nie. Nie eens 'n koning of die magdom van die wêreld kan God se planne keer nie, kan dinge by God kom moeilik maak nie. Nie eens dit kan gebeur nie. Herodes sterf. Die kind leef. Die lig skyn. God beskerm ook die dinge. God beskerm die mense wat hy in jou lewe ingebring het. Wat hy vir jou in jou lewe ingekom het. God sal die roeping wat hy begin het, sal God volbring. Selfs in tye van aanval is hy teenwoordig. God is altyd teenwoordig. Herodes sterf. Die kind leef. Die lig skyn. God beskerm die mense wat hy in jou lewe ingebring het. God beskerm die dinge wat hy in jou lewe gebore het. God se roeping wat hy begin het, dit sal volbring word. Selfs in tye van aanval, selfs in tye wat dit moeilik klink, is hy teenwoordig. God is altyd teenwoordig. Ons gaan afsluit met die laaste 3 liedjies, Joy to the World. Joy to the World. Dis 'n triomfantelike, dis 'n verklaring, die koning kom. En dan sing ons 2 nog liedjies, the Herald Angels sing, 'n lied wat hemel en aarde verbind, wat alles verklaar, en ons sluit af vandag met Stille Nag. 'n lied wat die sagtheid en die vrede van Christus se koms laat rus op ons harte. Ons het daai rustigheid, daai vrede. Dis my Kersfeesboodskap aan elkeen van julle vandag, en ek weet dis nie ideaal om aanlyn te preek nie, ek weet dis nie ideaal om nie in persoon daar te wees. Ek sou baie graag hierdie boodskap in persoon ook gegee het, maar ek is volgende Sondag terug. Ek is 21ste, as ek weer terug by die kerk, en ons is weer in persoon by die kerk. Maar
Ons is vandag deur hierdie liedere, ons is vandag deur hierdie skrif, en soos ons deur dit beweeg het ons 4 groot dinge gesien, ons het 4 groot dinge beleef. Die eerste ene wat ons gesien het is God is met ons in onsekerheid. Wanneer ons onseker is, wanneer die wêreld onseker is, wanneer ons omstandighede onseker is, God is met dit. Ons het in Matteus 1 gelees, in die storie van Josef. Ons het ervaar en gesien hoe Josef deur 'n moeilike tyd gaan, hoe hy deur moeilike omstandighede gaan, hoe hy onseker is oor sy omstandighede, en Immanuel, God met ons. Hy is met ons. Die tweede ding wat ons gesien het, toe ons Lukas 2 gelees het, en deur Lukas 2 beweeg het, God bring vrede vir die gewone mens. Ons het dit gesien met die herders. Hulle is doodgewone mense gewees. Hulle het skapies gekyk. Maar God bring vrede vir die gewone mens. Die derde ding wat ons gelees het in Matteus 2 met die wyse manne, God roep die soekers van elke volk. God het 'n roeping. God het 'n verklaring oor my en jou lewe. Hy roep jou. Gaan na die mense toe. Gaan verklaar die woord van God. Dit is God se hart. Dit is God se hart. Hy roep vir jou en vir my. Die derde ding wat ons gesien het, die vierde ding wat ons gesien het in Lukas 2 en in Matteus 2. Lukas 2 met Simeon en Anna en Matteus 2 met die wat hulle Egipte toe moes gevlug het. God bevestig sy beloftes en hy lei ons na 'n toekoms toe. God het 'n toekoms vir my en vir jou. Hy bevestig die beloftes wat hy oor my en jou gespreek het. Daarom is Kersfees vir my nie net 'n mooi storie nie. Dit is God se hart uitgesing. Dit is God se liefde uitgestrek. Dit is God se lig ingedraai in menslike vlees. En vandag nog, daardie lig skyn nog steeds vandag. Daardie naam red nog steeds vandag. Daardie God is nog steeds met ons. God, Immanuel, God met ons. So mag Immanuel, God met jou, jou hart vul met vrede, jou huis vul met lig, jou familie vul met God se teenwoordigheid. Mag die stad, mag ons dorp, mag ons gemeente, ons gemeenskap gevul word met hoop. Dis my boodskap vandag. My boodskap, dis 'n boodskap van hoop. Dis 'n boodskap dat die Here is daar. Die Here kyk uit vir ons. Die Here beskerm elke liewe een van ons. Die Here is daar vir elke liewe een van ons, of jy 'n doodgewone mens, 'n herder of 'n wyse man of wat ook al is. Geen koning, geen oorheersende mag op aarde sal ooit die planne van God teen kan gaan nie. Want dis ons God, dis ons grote God, dis ons almagtige God. En dis my so lekker om hierdie verhaal van Jesus te lees. Dit is my so lekker om hierdie mooiheid van die woord van God te gaan sien, hoe alles in werking ingekom het, hoe die wêreld beklei het teen hierdie seentjie, teen hierdie babietjie, teen hierdie klein pasgebore mens, hoe die wêreld teen hom beklei het, hom doodgemaak het. En die Here het 'n plan. Die Here het 'n absolute plan gehad. Jesus het geoorwin. Jesus gaan oorwin. Jesus het die dood oorwin. Ons het dit verlede week gesien met 'n preek van verlede week. Jesus oorwin. So. Ek is so dankbaar vandag om 'n kind van die Here te wees. Ek is so dankbaar vandag om 'n kind van God genoem te word, want hierdie babietjie is vir my en vir jou gebore. Hierdie babietjie het aarde toe gekom vir my en jou om vrede te bring, om bevestiging van ons lewens te bring, om bevestiging van woord te bring. Hierdie babietjie is vir my en vir jou. Hierdie babietjie was ons verlosser gewees. Hy het gesterf op 'n kruis. Hy het die nagmaaltafel beskikbaar en oopgemaak vir my en vir jou. En dit is my so lekker om dit te kan weet, om dit te beleef en dit te ervaar. Ons is so lekker om 'n kind van God te wees. Dit is my so lekker om saam met die hele kinders van die Here te kan wees. Want hierdie babietjie is vir my en vir jou gebore. Dis mooi, dis lekker. En ek hoop julle kan dit vat vandag. Ek hoop julle kan hierdie woord vat vandag. Dat die vrede van die Here julle harte vul. Dat die lig van die Here in julle huise skyn. Dat die teenwoordigheid van God in julle familie sal wees. En dat julle as mense, as kinders van die Here gevul sal wees met die hoop van God. Kom ons bid saam en ons sluit af met die laaste 3 liedjies. Joy to the World, Herald Angels Sing en Stille Nag, Silent Night. Kom ons sing hulle lekker saam en kom ons staan en kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir die voorreg, die geleentheid wat ons het. Al is ek nie daar nie,
kan ons die uitsending doen, ons kan saam in woord ingaan, liewe Here. En liewe Here, ek bid vandag vir elke persoon wat in hierdie kerk sit. Ek bid vir elke persoon wat hier so is vandag, dat U hulle sal lei, dat U hulle sal beskerm, dat U saam met hulle sal wees. En ons sê vir U dankie. Dankie dat U vir Jesus gestuur het. Dankie dat U hierdie babietjie vir ons gegee het, liewe Here, as verlossing, my Vader. Dankie dat ons die geleentheid en die voorreg het vir vergifnis, my Here. Dankie vir dit wat U vir ons gun en dit wat U vir ons gee. Liewe Here, dankie vir die voorreg wat ons het om kinders van God genoem te kan word. Dankie, my Vader. Ons bid dit en ons seën, liewe Here, ek seën vir elkeen vandag. Ek seën vir elkeen in hierdie kerk vandag, liewe Here, ek seën hulle. Ek bid vir vergifnis van sondes en ek verklaar U hoop, U goedheid en U guns oor elkeen van hulle se lewe. Dankie, my Vader. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen.